Goeiemôre, wat 'n voorreg om hier te wees in Mosselbaai. Ek het sopas uit Europa geland en hierdie week bedien ek in die Mosselbaai gemeente. Ek gaan hierdie week hoofsaaklik oor die evangelie van Markus praat. Markus staan bekend as die evangelie van diens. Markus was eintlik 'n disipel van Petrus en hy het baie nou saam met die disipels gewerk en so uit verstaan die diens van Jesus. Nou ons gaan deuruit hierdie week gaan ons baie vooruitliggende vrae vra. Ons gaan vra vandag, hoe het Jesus sy disipels opgelei? Hoe het hy in slegs 3 jaar, jong mannetjies, met sterk persoonlikhede, nou meeste van die disipels was tussen 19 en 22 jaar oud. Hoe het hy daai jong mannetjies met sterk persoonlikhede, party van hulle met groot oop wonde, selfs 'n tollenaar, hoe het Jesus hulle voorberei vir 'n bediening, sodat hulle na Pinkster kon kerke plant in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die eindes van die aarde. Jesus het nie sy disipels na 'n Bybelskool geneem nie, en hulle hoef ook nie eksamen te geskryf het nie, en tog het hulle persoonlikhede verander. Hulle het gegroei om tot in die volheid van Christus te staan, om die volheid van die Heilige Gees te ontvang, en om 'n baie moeilike bedienings te doen, en vol te hou, ten spyte van vervolging, vlugtelingskap, geen inkomste of pensioen. En dit was natuurlik 'n internasionale kerk. Daar was Romeine, Grieke, Ethiopiërs, en natuurlik die Jode. Het was nie 'n maklike bediening nie. Hoe het Jesus hulle opgelei? Ons sal kyk ook na die opposisies wat Jesus ervaar het, en dan gaan ons na die groot vraag kyk, wat is die koninkryk van God, en hoe het Jesus dit aan sy disipels gebring? So ons begin vandag met Markus 1. Die Jode, die volk van Israel, het 'n baie spesifieke doel gehad as die uitverkorenes van God in die nasies. Hulle moes 'n getuienis wees aan ander, sodat al die nasies die God van Israel kon ontdek. En dat hulle hom kon dien met 'n liefdevolle oorgawe. Dit was nie 'n vreesaanvangende verhouding nie, dit was 'n liefdesverhouding. En dit was die werk van Israel, om die nasies te trek. God het so baie aan die Israeliete toevertrou, sodat hulle sekere lewenseienskappe gehad het, 'n kwaliteit in hulle lewe, sodat hulle mense kon trek. Ons noem dit die evangelisasie van jaloesie. Israel moes die guns van God uitstraal na die ander nasies, en dan moes hy hulle trek soos 'n magneet, om die God van die hele wêreld te aanbid. Maar God was nie die God van die Jode nie, hy was die God van die wêreld. Maar, dis die groot maar, die realiteit wat Jesus gevind het in sy generasie, 2000 jaar gelede, in sy bediening, was baie ver verwyderd van die droom wat in God se hart gelewe het. So ek gaan vir jou lees uit Markus 1, vers 21 tot 27. En het in Kapernaum gekom, en dadelik op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan en begin leer. Hulle was verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes is nie. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees, en hy het uitgeskreeu en gesê, hou op, wat het ons met u te doen, Jesus Nasarener? Het u gekom om ons te verdelg, ek ken nie wie u is, die heilige van God. Jesus het hom bestraf, gesê, bly stil, gaan uit hom uit. Die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry, met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan. Almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar gevra het en gesê het, wat is dit? Wat 'n nuwe leer is dit, dat hy met gesag ook die onreine gees te bevel gee, en hulle hom gehoorsaam is. Nou die eerste realiteit wat ons in hierdie gedeelte tref, is dat die Jode met duiwels besete is. Skokkend. Hoe kan God se volk kwesbaar wees vir die demoniese? Sy riglyne en opdragte bied beskerming vir 'n heilige lewe wat ten volle onder sy beskerming staan. Besetenis. Nou gaan ons weer lees, Markus 1 vers 29 tot 34, die volgende deel. Dadelik toe hulle uit die sinagoge uitgegaan het, kom hulle met Jakobus en Johannes in die huis van Simon en Andreas. Die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan 'n koors, en dadelik het hulle hom van haar gesê,
Daarop gaan hy na haar, neem haar hand en rig haar op en dadelik het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aangeword het en die son onder was, het hulle hom gebring, almal wat ongesteld en van duiwels besete was. Baie wat aan allerhande siektes gelei het hy gesond gemaak. Baie duiwels is uitgedryf en die duiwels is nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Die Jode was siek. Die wye spektrum van siektes. Hulle was fisies siek, die liggaam. Daar was geestesongesteldheid, met ander woorde die siel. En dan daar was diegene wat demone besit het. Die gees. Liggaam, siel, gees. Siek. Dit is duidelik in Markus 1, dat die Jode het hulle roeping verloor. Hulle was nie meer die uitsonderlike en uitstaande nasie wat floreer het in alle opsigte nie. Die guns van God het nie meer op hulle gerus nie. Hulle was siek tot in die diepste wesens, was swak, oorheers die Romeinse regering. Dit geld ook vandag vir die kerk. Ekskuus tog hoor, is waar. Daar is nie regtig 'n verskil tussen die lewenskwaliteit van Christene en ongelowiges nie. Ons lewe net soos die wêreld. Ons trek soos hulle aan, sexy, grand, duur. Ons prioriteite is presies dieselfde as die wêreld. Dit is oor geld, dit is oor status. Gesondheid is vir ons verskriklik belangrik. Geluk. Ek mag nie op 'n paar tone trap hier vandag nie, maar ons is absoluut behep met ontspanning en plesier. Dit is basies waarvoor ons lewe. Groter, nuwer, lekkerder, snaakser, ryker. Net soos die wêreld. Dit is alles sodat ek my lewe kan geniet. Net soos die wêreld daarna smag om gemaklik en selfsugtig te lewe. Dis die algehele toestand van God se mense. Die kerk in Europa, kerk in Amerika en westerse lande. Die Jode het geen geestelike doelstelling meer gehad nie. Geen hemelse verwagting nie. Weet jy jou doel op aarde? Lewe jy daarvoor elke dag? Hulle het maar net voortgeploeter, gesukkel, verlore en siek. Nou ek is onbekend met Suid-Afrikaanse statistieke, maar ek weet hoe Europa oorweldig is met mental health. Geestesgesondheid, depressie, angs, ADHD, ek weet nie hoe jy dit in Afrikaans sê nie, the attention deficit, hypersensitivity disorder, selfmoord. Ons koop aanvulling, supplements, pille, mediese versekering is soms ons grootste prioriteit in die lewe, want ons is siek. En ons doelstelling in die lewe is om gelukkig te wees. Ons glo nie regtig meer aan die demoniese onderdrukking nie. Natuurlik glo ons nie, asof ons sonder demone lewe, maar ek bly doodstil hier. So wat is die oplossing? Wat leer Jesus sy disippels? As dit die realiteit is, wat doen Jesus? Ons lees uit Markus 1, vers 35 tot 39. Vroeg in die oggend, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek gegaan en daar aanbid. Simon en die wat by hom was, het hom gevolg. Toe hulle hom vind, sê hulle vir hom, almal soekie. Hy sê vir hulle, dat ons na die naburige dorpe gaan, sodat ek ook daar kan preek, want daaroor het ek uitgegaan. Hy het die hele Galilea deur aan die sinagoges gepreek en duiwels uitgedryf. As Jesus nou hier in Suid-Afrika was, dan kan ons nou sê, hy was in die hele Weskaap en hy het in al die kerke gepreek. Wat het hy gedoen? Duiwels uitgedryf, uit die sinagoges uit. Hoe reageer Jesus op hierdie realiteite wat hy mee werk in sy generasie? Kerksvergadering? Miskien gaan hy na 'n strategiese coach, dis wat ons doen in Europa, ons het 'n personal coach, en ons het 'n corporate coach, en ons het 'n spiritual coach. Is dit wat ons doen? Nee, daar is twee dinge. Jesus onttrek afsondering. Tweedens, gebed. En as hy hom stil geword het, en hy het gebid, dan gaan hy na die volgende dorp en hy preek. Waarheid, waarheid, woord,
waarheid. Want hy het 'n doelstelling. Hy weet waarvoor hy op aarde is. Wat is die oplossing van die geestesiekheid in ons gemeenskappe? Ons families, ons dorpe, ons boere. Meer sopkombuise, meer hospitale, meer sielkundiges, mediese versekering. Wat doen ons? Elkeen van ons moet verantwoordelikheid neem vir ons gemeenskappe. Ons moet die doel van ons lewens verstaan. As ons God se kinders is, het ons 'n doel. Alles begin in gebed. Geen bediening kan werklik vrugbaar wees, wat vrug dra in alle ewigheid, veral in die eindtye waarin ons vind, sonder om diep geworteld te wees in die woord van God, wat ons elke dag lees en bestudeer. En dan bid ons die woord elke dag. Ons bid nie ons angs nie, ons bid nie ons probleme en ons depressie nie. Ons bid die woord, woord vir woord. Dis wat Jesus die disippels geleer het. Markus gaan dan voort om aan die Joodse gemeenskap bekend te stel hoe ver die Jode regtig vervreemd was. Jesus vat hulle so stuk vir stuk. Nou as 'n gemeenskap, 'n volk, 'n generasie soos ons in die 21ste eeu, die pad van God verlaat, die pad byster geraak het, dan word elke individu, maar ook die skares, word kwesbaar vir die werking van Satan. Hy wat lieg, nou as hy lieg, dan beteken dit, ons verstaan nie meer nie. Daar's nie klaarheid meer nie, ek het nie meer waarheid nie, daar's verwarring, daar's onsekerheid, ek is lekker te mekaar. Die een sê dit, die ander een sê dat, ek weet nie wie om te glo nie, ek weet nie hoe om te maak nie. Dit is as die vyand waarheid gesteel het. Hy steel, hy lieg, en dan steel hy. Wat steel hy? Ons verloor perspektief. Ons verloor ons doel. Ons verloor hoop. Ons verloor geloof. Ons verloor ons kinders. En dan vermoor hy. Hy lieg, hy steel, hy vermoor. Dis as God sy guns op ons nie meer is nie. Nou Markus wil aan ons, nie net die Jode van daai tyd nie, maar ook ons eie harte, 'n verskriklike realiteit openbaar. Hierdie is nie 'n geskiedenisklas waar ons terugkyk en sê dit is soos die Jode gelyk het nie. Hierdie is 'n spieelbeeld waar ons kan sien, wat is in my hart? Die realiteit is rondom ons, maar ons wil dit natuurlik vermy. Ons stry sy kop in die grond begrawe, die strand begrawe. Markus begin dus in die algemeen, as hy verwys na die skares. So hy verwys na die groot skares, hier sal sien baie mense was siek, daar was baie demoniese goeters, maar dan stel hy, dis asof die lens so nader kom, en dan stel hy aan ons 'n paar individue bekend, sodat hy vir die disippels kan sê, kan julle sien, kan julle hoor, en kyk hoe werk ek met hierdie mense. Dis asof die Heilige Gees wil sê, dis die groot realiteit in ons generasie, nou gaan ek vir jou hart wys. Die volgende paragraaf gaan oor 'n melaatse. Ek weet nie of enige van julle al met melaatsheid te doen gehad het nie, en of dit normaal is in die hospitale in George en Mossel Bay nie. Maar ek het heel wat melaatses in Indië ontmoet, gewoonlik bedelaars, na by die tempels. Kom ons lees Markus 1, vers 40 tot 44. Daar kom 'n melaatse na Jesus toe, wat hom gesmeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek, hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil, word gereinig. Toe hy dit sê, die melaatse het hom dadelik verlaat en hy is gereinig. En nadat hy hom ernstig aangespreek het, stuur hy hom dadelik weg en sê vir hom, pas op, dat jy aan niemand anders vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het, tot 'n getuienis vir julle. Nou, ek kan nie medies gesproke enige iets sê nie, maar in die gees verwys melaatsheid vir ons na die vleis, die vlees, na die ou mens, die ou Ina. En wat is in die vlees? Daar is corruption. Nou ek het 'n bietjie gegoogel, want ek praat nie meer goed Afrikaans en te sê Google vir my, maar corruption is korrupsie. Toe dink ek, as ek die woord korrupsie gebruik, gaan julle net dink aan die munisipaliteit en die regering en julle gaan sê, maar ek is nie korrup nie, né? Ek sukkel om 'n akkurate uitdrukking te vind. Daar het nie gewone taal gebruik is vir 'n preekstoel nie. Melaatsheid verwys daarna dat daar 'n bakterie is in my vleis, in die ou Ina, in die ou mens. 'n draer van siekte. Daar is binne in my iets wat verrotting veroorsaak. Sodat die vlees selfs verval. En natuurlik ruik die wondvog glad nie lekker nie. Dele van die liggaam verloor sensitiwiteit.
En dan moet dit uiteindelik geamputeer word. Meeste mense sê melaatsheid is geweldig seer. Dit is daai rou senuweepunte. Hoe lyk geestelike melaatsheid in ons lewens? Sonde is 'n virus. Dit is 'n bakterie. Hy vreet ons vleis, hy lewe op vleis. Ons menswees, met die doel om ons menslikheid te verloor, dis hoekom melaatsheid so of gereeld bedelaars is. Dink aan alkoholisme, tipies 'n melaatsheid. Dwelms, pornografie, dis 'n siekte van die vleis. Egbreek, immorele lewenswysens. Die huwelik is nie meer heilig nie. Trots, hy vreet jou van die binnekant af, wat jy vrot is. Bitterheid, angs. Hierdie is alles bakterieë wat so van binnekant af ons vlees eet. Hierdie is almal gevaarlike bakterieë wat lewe op die ou ina. Dis hoekom die evangelie boodskap ons roep om ons kruis daagliks te dra. Ons moet daagliks sterf aan ons passies, ons trotse ego. Ons moet sterf aan ons vrees, ons ongeloof. Ons moet gewas word in die bloed van Jesus, van alle onreinheid. Melaatsheid is onreinheid. Onreinheid is presies daai geheime bakterie wat so in ons lewe vreet. As Christus in ons groei, het die bakterie nie 'n vatplek in ons lewens nie. En kan ons menswees tot volheid ontwikkel en floreer. Of ons is skoon gewas in die bloed van Jesus, in gereelde sondebelydenis. My vriende, moenie met sonde sukkel nie. Nou hierdie is baie ongemaklike taal vir 'n preek van 'n preekstoel af. En tog het Jesus baie melaatses genees in Israel. Israel was sy volk. Hoekom was daar soveel melaatses in Israel? Hoekom was so baie onrein verklaar? Hoekom kon hulle nie in die tempel ingaan? Hoekom het hulle nie hoekom kon jy nie die onreinheid wegwas nie? Hoekom het die fariseërs en die priesters nie die geestelike krag gehad om die mense in die tempel te genees nie, sodat hulle kan kom en bid? Ek mag dalk net uitwys dat melaatsheid nie 'n velsiekte is nie. Dit is nie op die oppervlakte nie. Dit is diep gewortel in jou vlees, gevestig. Dit kan jarelang passief wees voordat anders dit eers kan opmerk. Ons steek ons siekte weg en ons bly in onreinheid lewe. Israel was siek, wesenlik siek, swak, in pyn. Suid-Afrika. Israel was nie meer die trotse nasie wat gekenmerk was per die teenwoordigheid van die brandende vuur van God se teenwoordigheid nie. Ons sal baie. Blyklik was die melaatsheid maar net aanvaar as 'n realiteit van die generasie. Dis nou maar soos dit is, hier's 'n klomp melaatses. Ons jaag hulle uit, weg van ons af, sodat die melaatsheid net nie my gemaklike lewe kom omkrap nie. Hulle is deur, hier lewe ek. Maar die gemeenskap is vol melaatsheid. Kan dit nie wegsteek nie. Vandag offer ons nie meer duwe en lammertjies in die tempel vir ons reinheid nie. Maar sondeberou moet deel vorm van ons daaglikse gebed, waar ons met God smeek om ons te red van ons voortdurende en herhalende sondes. As kinders van God moet ons oorwinning hê oor sonde, oor ons passies, ons welluste, ons begeertes, ons trots. God verlang na 'n sterk, gesonde, mooi kerk wat rein is. 'n Kerk wat nie na die vlees lewe nie, maar in die gees wandel. Vry van sondes en die magnetiese krag van die wêreld. Mag God ons harte nederig maak, sodat ons eie melaatsheid voor hom kan oopmaak. Want God kan my reinig. Hy alleen kan ons gesond maak, ons menswees vernuwe, sodat ons weer in die tempel kan kom. Nou die volgende indruk wat Markus wil maak, lees ons in Markus 2, vers 1 tot 12. Na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom, en die mense het gehoor dat hy in die huis was. Dadelik het baie saamgekom, sodat daar self by die deur nie meer plek was nie.
Hy was besig met hulle woord te verkondig. Daar kom mense na hom toe met 'n verlamde man wat deur vuur gedra word. En toe hulle vanweer die skare in die naby hom kan kom, net hulle die dak oop, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle gebed, het hulle die bed weer met die verlamde op laat afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Seun, jou sonde is jou vergewe." Sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle harte geredeneer. Ai, waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? Jesus het dadelik in sy gees geweet dat hulle by homself so redeneer. En hy sê vir hulle: "Wat redeneer julle oor hierdie dinge in julle harte? Wat is makliker? Om vir die verlamde te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op, neem jou bed op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van God mag het op die aarde om sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, gaan na jou huis toe. Dadelik staan hy op, neem sy bed op, gaan hy voor almal se oë uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik het gesê: So iets het ons nog nooit gesien nie. As ons al 4 evangelies lees, sal ons sien dat die meeste mense wat Jesus genees het in sy 3 jaar op aarde, was verlamdes en blindes. Dis die meeste mense. Wat het verkeerd gegaan in die Joodse nasie? Hoekom was so baie mense verlam en blind? En is dieselfde in die kerk vandag. Is ons geestelik verlam? Is ons geestelik blind? Dit verwys na 'n onvermoë om met God te wandel. Ek maak my eie ding, ek doen soos ek wil. Is 'n onvermoë om die waarheid te ken, want as jy sien, dan kan jy sien. Jy breek die donkerheid om die lig te vind. Maar ons ploeter so voort in die donkerte, want ons kan nie sien nie, en ons kan ook nie loop nie. Die volk van Israel was 'n aktiewe nasie. Ons ken Israel. Hulle was nie 'n verlamde nasie nie. Hulle het uitsonderlike landbou en boerdery bedryf, wynmakery, olyfolie, skaap, vis. Hulle was uitsonderlike kunstige mense, musiek, dans, kulturele kunsvieringe. Hulle was soldate van vermaak. Wat is al hierdie verlamdes en blindes? Het werk nie so nie. Het is onnatuurlik. Hoe kan ons so verlam wees? Dis 'n dieper teken van die geestestoestand van 'n nasie. Geen wonder die Romeine het hulle beheer nie, want hulle was verlam en hulle was blind. En in die tempel het ons die fariseërs gehad, in plaas van godvreesende priesters, soos Zacharia, Elisabeth, Simeon en Anna, die fariseërs. Beklei oor 10% petersilie en 10% roosmaryn. Om verlam te wees beteken ons kan nie ten volle lewe nie. Ons is beperk. Ek kan nie my doelstellings bereik nie. Ek is mank. Ek is selfs in pyn. Ek kan nie 'n volle dag se werk doen nie. Ek kan nie op my eie bene staan nie. Miskien finansiëel, sosiaal, maar veral in gebed en in my roeping op aarde. Wat is die geestelike oorsaak van verlamheid? Ons vind verskeie male as Jesus 'n verlamde genees, sê hy die volgende woorde: Jou sondes is vergewe. Hy sê dit nooit vir die blindes nie. Hy sê dit nooit vir die melaatses nie. Jy kan maar lees Matteus, Markus en Lukas. Jou sondes is vergewe. Dit is vir die verlamdes gewees. Diegene wat oortuig is van hulle sondes en weet hoe om dit voor die Here te bring in sondebelydenis, dra 'n swaar pak. Hoeveel maal as ek jong leiers oplei, spandeer ons dae net aan die onderwerp van sondebelydenis. How do you repent? As jy berading doen, is dit kardinaal dat iemand die woorde moet uitspreek. Ek vergewe vir A, B of C. En God is getrou om ons sondes te vergewe as ons sonde bely. In Johannes 1 vers 9. Maar daar is 'n groter probleem. En dis dat ons nie glo God het ons sondes vergewe nie. Sê maar hoe kan God my vergewe? Ek het met soveel meisies gesit na aborsies, wat het vir my gesê het. Selfs jare later, kan hulle nie glo, daar is vergifnis. Diegene wat deur egskeiding is as gevolg van volgehoue sondepatrone, hulle verwyd hulle self jare en jare.
Ouers verwyd hulle self vir die foute wat hulle kinders maak. Hulle sê, dis alles my skuld. Hulle dra my skuld. As jy mooi lees aan die stories van Jesus wat verlamdes genees, sal jy sien dat hy nooit sê, ek vergewe jou sondes. Hy gebruik die verlede tyd. Hy sê, jou sondes is vergewe. Glo dit. Aanvaar dit. Die seer in lewens is die gebrek van sekerheid dat ek reeds vergewe is. Soms as ek doodsbegeleiding doen, dan is dit nog die vraag op hulle lippe op die laaste oomblik om vir die kinders te sê, ek is jammer. Hulle wil so graag hoor die kinders moet vir hulle sê, ek vergewe jou pappa. Jy is vergewe. Ek kan nie glo, daar is vergifnis nie. Soms is dit om ons teologie verwronge is. Soms is dit om ons selfbeeld verwronge is. Soms klaar die duiwels ons aan, jy weet hulle njep so in ons ore. Soms is ons geloof net te klein om te glo dat die bloed van Jesus dit alles kan wegwas. Ongeloof is 'n sonde. En soms ken ons nie die godheid van God nie. Ons moet die volle impak ervaar van God se genade, sy liefde. Dis daai verlore seun se pa wat kom hardloop na hom toe en hom vir 'n nuwe mantel aantrek en skoene en 'n ring vir sy vingers. Vergifnis uitspreek. As ons twyfel, as ons vrees dat ons vergewe is, wurg dit die vreugde uit ons uit. Ons kan simpel grappies vertel. Ons kan selfs lag. Ons bely ons sondes en tog bly ons om onsself te blameer. Ons haat onsself. Ons verwerp onsself. Ons ervaar geen innerlike vrede nie. Ons ervaar nie dat sy bloed vir ons gestort is en dat al ons sondes uitgewas is nie. Dan lewe ons 'n klein verlamde lewetjies. Sit ons op die mat. 'n ander rede hoekom ons nie diepe vryheid van sondevergifnis ervaar nie, is omdat ons nie gemeenskap met die Heilige Gees het nie. Die Heilige Gees oortuig ons harte van die werk van die bloed, van genade, van Christus. As ons nie naby die Heilige Gees lewe nie, is die realiteit van vergifnis baie vaag. En die vyand beskuldig ons en krap ons koppe deur mekaar en dan sit ons op ons matte. Ons moet leer om 'n pad te stap van gereelde, diepe sondebelydenis. In gemeenskap met die Heilige Gees, die persoon in die drie-eenheid, wat ons eerstens van ons sonde oortuig, wat ons na die kruis bring, wat ons was, en dan wat ons vry verklaar. Neem op jou bed en loop huis toe. Lig jou kop, jy is vergewe. Ons moet onsself kan konfronteer, ons moet eerlik kan wees met onsself in opregte en volwasse sondebelydenis. Niks van die al ewige voortdurende blaam nie, of om onsself te regverdig nie. Erken jou sondes, vat dit soos 'n man voor God, wees nederig en ontvang vergifnis. Hoekom haat ons nie ons sondes nie? Want die bakterieë van sonde lê diep gevestig in ons vleis, in ons menswees. Dis daar waar ons moet sterf, met Christus. Pleit by God. Maak jouself aanspreeklik van ander. Vas, buig laag. En hy sal vir jou sê, jy moet jou bed vat en loop. Loop met jou kop hoog. Selfs huppel en juig, soos in Handelinge 3. Vergifnis is so kosbaar, so wonderlik. Dit is gebaseer op die kruis en bring ware verlossing en verandering. Vergifnis kan ons gewetens nuut maak en bring genesing diep in ons menswees, ons menswaardigheid. Ons hoef nie sonder menswaardigheid te wees nie. Sodat ons kan bid. Sodat ons plek kan volstaan in die gemeenskap. Sodat ons doel kan vervul, die roeping van God, hoekom hy ons op aarde gesit het. Sodat ons vrug kan dra in die ewigheid. Baie dankie vir hierdie tyd. Ek seën u in die naam van Jesus.